Right, plant jy tef en jy weet nie hoe om die goed gestroop te kry nie. Die goed's nog nat onder en droog bo of enige iets anders ter haver, daai goede. Shelbourne, Reynolds, jy weet daai tafel waar die goed so pluk. Hulle is dalk net jou antwoord. Ek praat hier met MP. Hy het 'n hele paar van hierdie goed, hulle gebruik hulle op die tef ensovoorts. Kom ons hoor wat is sy ervaring tot dusver en kan hy hierdie goeders aanbeveel? So kom ons luister. MP, hoe lyk dit? Soepie, goed met jou? Jy doodstil, rustig. Dinge loop. Luister, eerstens geluk op 'n baie mooi dag, nê. O, Dit dankie, is regtig. Ek moet sê, ek vat nou 'n paar jaar terug ensovoorts, miskien die reën so 'n bietjie gehelp, maar jy sou. Lyk my jy het geleer boer intussen, hè. Ons traai. Ja, ons traai. Sê vir my, verduidelik my gou vinnig, nê, net voor ons heeltemal by die Shelbourne goeders kom. Hoe lyk julle boerdery opset presies? Wat boer julle? Watse gewasse boer julle alles? Soepie man, ons plant mielies en sonneblomme en sojas en tef. Tef het eintlik al baie lank, maar tef het die laaste tyd redelik opgetel by ons. So ja, nee, ons is maar doenig met die tef en eintlik maar iets van alles, maar die tef het ons doen dit nou as 'n kontant gewas. Waar pas die tef in in jou ek dink neem aan jy het 'n goeie wisselboustelsel en waar pas die tef dan in jou rotasie? Ja, hy's my tweede gras as ek dit nou so kan stel. So dis nou maar mielies, dan sit sojas en dan van die sojas, mielies, dan plant ons sonneblomme en dan tef, so hy pas daar nou, so ek jou sê ons plant hom as 'n kontant gewas, so ons pas ons 'n bietjie beter op, ons hanteer hom beter. Ja, en is dit iets wat actually lonend is? Soepie, ja, sy insetkoste is baie laag, dis hoekom hy in ons wêreld werk. Ja. So hy werk regtig goed by ons, so sy insetkoste is laag. Dis hoekom ons hom al plant en Want ook al jaar ek neem aan ja, want julle drie nie altyd soos dit nou reën. Nee. Hierdie is so uitsonderlik nat op die einde. Dis maar ons kry nie altyd reën. Ons is net so voor die Oos-Vrystaat, so dis wat droog hier by ons. Maar sit dit dan met daai ding dat jy nie so groot risiko het soos mielies byvoorbeeld in terme van insetkostes en daai Dis maar die groot nou, so kom ek jou sê is die insetkoste is laag. So as hou die insetkoste laag, ons kry goeie geld vir die tef. Ons verkoop die bale ook, so ons bale bepaal as ons insetkoste. So ja, hy werk en ons boerdery en ons som werk redelik goed so. Okay, en dan as dit nou by oes kom, nê, altyd. Ek neem aan julle het by die begin eers die tef met konvensionele tafels gestroop, nê. Soepie, ons het begin by 'n platsnyer wat ons daar in die Kaap gaan koop het. Toe sny ons dit plat, toe tel ons dit met 'n pick-up op. Hier, ons het gesukkel met dit. O ja, ek sê jou nie, ons het gesukkel met dit. En toe het ons toe ons later 'n ou gekry om ons te help stroop met 'n Shelbourne tafel. En toe het ons eiers gekoop en maar met dit aangegaan so. Nou, okay. Wat is die rede daarvoor? Hoekom werk daai tafel so goed vir tef? Soepie, die ding is as hulle plat lê, kry hulle skoon opgetel. Die vroeër tef is altyd groen onder, maar die saad is droog. Kan jy hulle stroop? As jy met 'n konvensionele tafel stroop, jy kry nie daai goed. Jy kry nie daai met 'n massa materiaal deur die stroper nie. Dit gaan nie daardeur nie. En die ander ding is hy ry hom op die siwe uit. Ja. Dan ry jy goed as hy dan lê jy loop in die land. Daar's te veel goed wat daar oorgaan, maar die stroper kan net nie daai hoeveelheid materiaal hanteer nie. En okay, right, so nou kom jy hom basies net uit en dan gaan hy deur die stroper. Nou, hoe lank is julle nou al met die Shelbournes besig? Soepie, die eerste een het ons gekoop 13 jaar terug. Yes. So dis darmal 'n rukkie wat ons met hulle doenig is. Ja, die eerste een was 13 jaar terug. En jou ervaring met hulle? Soepie, ja, daar's 'n paar goedjies wat jy maar leer so mettertyd deur die tyd. Ek en jy het nou die dag so vinnig daaroor gepraat. So dis maar daar's 'n paar goedjies wat mens leer, maar ja, ek dink nie as jy daai tafel nie het nie en jy plant hef, moet jy dit maar eerder los. Dis seker verkeerd om so te sê, maar ja. Maar dis een van daai goed, so hy en tef loop saam, soos dat jy as jy losering het, moet jy maar 'n big pack kry. Ja, nee, klaar. En die ding is as jy meer tef gaan plant, ja, as jy nie 'n Shelbourne het nie, moet jy, ek weet nie, daar's die ander maniere werk om dit te stroop, ouens gebruik dit, maar ek wil amper vir jou sê daar's een manier en 'n Shelbourne is die enigste manier. Sê vir my en ander tipe gewasse, want ek het self 'n Shelbourne gebruik om goed soos haver, nee. Ja, haver, koring, klein grane wat hulle van praat, ergroste saad. Ek het al haver ook gestroop met hulle, werk baie lekker. Vir die ouens wat nou 'n bietjie meer wil noutel en sulke goed doen en die materiaal bly agter, maar dis nog nie die ding waarvoor ek dit eintlik gebruik nie, so, maar jy kan hom vir al daai goed gebruik ook. Uitstekend. MP, dankie baie. Soepie is reg, dankie. Right, so, as jy in die tef game is, dan weet jy, dan moet jy vir jou Shelbourne kry. Nou ja, ek kan sê ek bied hom darm 'n bietjie, nee. Ek het so al 25 jaar terug met 'n Shelbourne begin stroop, nee. Dan gee ek nou my ouderdom weg, nee. En kort en lank is hy het sy tricks hier en daar. So as jy na daai tafels kyk, ook praat met die ouens wat hulle het en dan maak jy seker as jy daai paar goedjies weet, dan weet jy hy gaan vir jou werk.
Dis die van Farm Spice af. O, linkie bo vir onder. Okay, kom met tenniskop Agri in kontak. Ek gaan jou uitsort. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.